Goed, shalom almal. Baie welkom by Yahweh Altekan bediening. Vir die wat vandag hier is, besoekers, baie welkom. Groot dag vir julle ma wat vandag gedoop word. En dat julle die woord sal inneem, elkeen wat hier so sit, en dat die woord sal vrug dra. Dit is vir ons 'n voorreg om vandag te kan sê, daar's net een Abba Vader, wat vir ons 'n wedergeboorte kan gee. Daar's niemand in hierdie wêreld wat gaan en 2 keer 'n kind kan baar nie. Maar Vader kom en hy maak jou fisies 'n nuwe skepping. Hy skep jou nuut uit en jy raak van al die dergelike sondes ontslae. En vir jou familie en kinders is dit 'n radikale verandering wat hulle in jou sien plaasvind, wat alle verstand te bowe gaan. En wanneer jy dit kan verstaan en klik, dan sal dit ook by stille rus rustiger gaan. So, wat ek vra vandag is, voordat ek vir ons gaan bid is, dat almal vir 'n slag, al ontstel 'n ding jou, buitekant jou sokkies, dat jy voel, jy kook jou pot kook oor, dat jy sal rustig gaan, in Vader se rus gaan sit, en die saak bedink, en rustig raak, en sy vrede ontvang te weet, by God is niks onmoontlik nie. Maak nie saak wat die situasie is nie, dat jy kan ophou swaarde trek teen mekaar. Die wat skinder en kwaad praat by julle, is buite die kamp. Vader sê, ek kies vir my 'n uitverkorende volk. En julle wat almal wedergeboorte deurgegaan het, gedoop is, wil ek vandag sê, daar's 'n derde geboorte wat plaasvind. Net soos wat Jesus 6 dae voor sy kruisiging in Betanië aangekom het, en sy voete gewas is en gesalf is, waar hy sy disippels se voete fisies gewas het. En daar het salwing plaasgevind, hulle het die duurste nardesolie gevat en sy voete gesalf. So moet julle loop as gesalfdes van Abba Vader. En met die wêreldse dinge julle nie kan ontstel nie. So as daar iets gebeur wat buitekant jou mondering is, moenie ontstel raak nie, want die vyand sal enige iets doen om jou joy te kan steel. Want as hy jou joy gesteel het, kan hy jou in vrees bring, en die vrees kan jy potjie, en jy kan letterlik val terug in die sonde in. Daarom sê ek, daar kan 'n skeybrief plaasvind. Moenie dink as jy Vader se kind is, jy word minder aangeval nie. Hy sê hy gaan rond soos 'n brullende leeu. Hy gaan opsoek wie kan hy verslind en verskeer. Moenie dat dit jou gees, siel en liggaam wees nie. En ons gaan vandag ook kyk na die gees, siel en liggaam. En ek wil vir jou sê, weet julle wat is swak in jou vlees in? Jou sintuie. Die oë wat kyk, die ore hoor, daar's vleis gesteel, almal gaan op hol en hardloop en gaan te kere. Wanneer so iets gebeur, gaan in Vader se rus in, gee die saak vir hom, want kyk wat het die vyand gedoen, hy was 'n leenaar. Daar was nooit vleis gewees nie, hy het ouma Martie 'n ander sak laat vat, ons weet nog nie wat in die sak was nie, maar ons worry nie daaroor nie, maar kyk wat doen hy om tweedrag te saai binne 'n sekond nadat jy uit die erediens uitgekom het. Kyk net hoe slim is hy. So wanneer dit gebeur is, moenie op die groepe spring nie, maak 'n kringetjie en gaan dadelik in gebed by stille rus. Wanneer jy hoor daar's haat en kwaadspraak, gaan dadelik in gebed in. Maak 'n kringetjie,
kom by mekaar en sê, ouens, kom ons maak die saak met Abba Vader uit. Dis te groot vir julle om uit te maak. Want die vyand gaan daar staan en hy gaan kyk of het jy 'n legal right en dan jy moeilikheid. Die oomblik as jy hierdie mond gebruik, mag en lewe lê in die mond in. So kom ons begin van vandag af, hierdie dag, uur en tyd, om ons mond te bewaak meer as ooit. En wat jy ook moet bewaak is jou hart meer as ooit. Die skrif staan daar, bewaak jou hart meer as iets anderste. Bewaak jou hart. Ek sien Mike soek hom klaar op. So, moenie dat jou hart 'n gat in kry oor mense wat dalk in 'n mate jaloesie, afgunstig is nie. Dis nie daai persoon nie. Die vyand werk deur hom om jou te na te kom. Dis nooit die persoon nie. Dis wie dit oor daai persoon gebring het, dat daai persoon in jaloesie en afguns is. So ons kla nooit die mens aan nie, ons kla die vyand aan. Wat wil die vyand doen? Julle moet hom uitklee. As iemand skinder, dan vra julle, wat wil die vyand nou hier kom doen? Het julle al ooit so daaraan gedink? Wat wil die vyand kom saai in julle midde? Korrupte saad. Sodat jy die vrug van die Gees, van Heilige Gees, van Galasiërs 25 vers 22, dat jy daai vrug nie kan dra nie. Want dan ontvang jy die korrupte saad. OK. Amen. Ek gaan vir ons bid terwyl Michael vir ons opsoek. Dankie Vader dat ons in die naam van Jesus Christus van Nasaret kan kom, ons Yeshua Messia. Dankie Vader vir die tyd wat ons nader, waar ons 'n cleansing tyd ingaan, 'n skoonmaak tyd van 7 dae lank Vader na die Pessach. En waar ons daarna in opstandingskrag kan kom en daai opstandingskrag binne in ons kan plaasvind in 'n nuwe geboorte met 'n nuwe vervulling. Dis my gebed, al gaan baie nie vandag deur die doopwater nie, maar dat hulle van bo af gebore kan word, Vader, uit Gees uit, nie ontvang van 'n mens nie, maar uit goddelike krag uit. Vader, dankie dat U die groot krag in ons lewe is, wat oor ons kom manifesteer deur Heilige Gees, wat ons lei in alle krag en waarheid. As die waarheid nie in ons is nie, dan kan ons nie kinders van Abba Vader wees nie. Geliefdes, hoor wat ek bid. Ons kan nie sy kinders wees as die waarheid nie in ons is nie. Vader, dankie dat ons nooit hoef te vra dat U ons liefhet nie, want U het ons steeds lief, nog altyd, van geboorte af tot nou toe het U ons eerste lief. In moederskoot het U ons gevorm, ons niere gemaak, Vader. Ons is wonderbaar geskape en ons gaan in daai wonderbaarlike skaap wat ons geskape is vandag in die doopbad in as nuwe skepping wat daar uitkom in opstandingskrag. Ons loof U, Vader, ons gee alles vandag oor aan U. Maak my minder en laat U Gees meer sal raak binne in my. En wanneer ek die woord sal bring, nie uit myself sal praat nie, maar 'n alleenlike instrument sal wees in U hande. Amen. Halleluja. Goed. Ek gaan praat oor die doop, maar hy sê vir jou, dit wat in die duister is, sal aan die lig kom. Met ander woorde, voor ons vandag hier kan aangaan, wil ek net vir julle 'n skrifgedeelte lees uit Johannes 3 uit. Vers 4 tot 7. Ek het hom verlede week ook gelees. Hier praat Nikodemus. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hoe kan jy weer gebore word? Jy is reeds gebore. Hier vra Nikodemus vir Yeshua, hoe kan ek wedergeboord word? Ek is reeds gebore. Hy vra 'n vraag. So hy kort 'n antwoord.
Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Yeshua praat hierso. Hy antwoord. Yeshua antwoord: Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Uit gees, toe Yeshua gedoop is, die doop van Yeshua, het hy in die water ingegaan by Johannes die Doper, en toe hy uitkom, toe skeur die hemele oop, en daar kom 'n duif in die vorm van die Heilige Gees af, en hy sê, dit is my geliefde seun, oor wie ek 'n welbehae het. Nou vandag ook by jou wedergebore uit die doopbad uit, gaan jy in die graf ingaan. Letterlik in die graf ingaan. En jy gaan wedergeboorte ontvang, en jy gaan opstandingskrag kry, en die oomblik as jy die water uitkom, dan weet jy, word jy gevul met Heilige Gees. Met ander woorde, 'n geestelike geboorte van bo af. So dit wat jy die water agtergelaat het, het jy as 'n nuwe skepsel uitgekom, en kon Vader nie meer deur die sonde na jou toe kyk nie, maar hy kon deur die kruisiging van die Jesus Christus na jou kyk, en hy kon sy gees oor jou uitstort. Halleluja, hoe wonderlik groot is dit nie. Want jy gaan letterlik in die kruisbad in. Letterlik. Jy gaan letterlik deur al daai wonde in daai doopwater in. En elke siekte is genees as jy daar uitkom, mits jy dit glo. Mits jy dit glo vandag. As jy nie dit deur geloof vandag die doopbad ingaan nie, moet liewers dan nie ingaan nie. Jou geloof moet sterk genoeg wees om te sê, ek laat alle sonde agter. Hy sê, nie uit water nie, maar uit gees word jy gebore. Jy kom skoon uit. En weet julle wat, daar wat jy dit donker geword het by die kruisiging, toe die Vader, ons Jahwe, nie meer kon kyk na die Messias nie, na Jesus Christus van Nasaret nie, was dit oor die sonde te groot was, wat hy sy oë weggedraai het, en die aarde het donker geword. Met ander woorde, as jy uit die bad uitkom, het jy die sonde agtergelaat, die ou mens is begrawe, jy het 'n nuwe kleed gekry, en jy kan deur Vader se bril kan hy nou vir jou sien, en hy kan vir jou sê, my kind, ontvang my gees. Dit is so groot die doop en die mikwa is. Die mikwa ook is 'n cleansing bad. Ek moet eintlik saam met daai die mikwa bring, maar ek gaan nie in Pessach om saam kan bring nie. Ek gaan eers die Pessach volgende week bring, laat julle die Pessach eens en vir altyd kan verstaan, want dit is die 4 belangrikste feeste in jou lewe van 'n cleansing bad. Dis hoekom ons doop voor Pessach. In Pessach kry jy die geleentheid om nog van die bietjie sonde wat oorgebly het, klaar te maak, as daar ooit oorgebly het. Ek is altyd volkome bewus van Vader se bewustelike alomteenwoordigheid by ons, dat wanneer jy daai doopbad uitkom, is jy skoon. Dan is jy skoon. Maar jy moet dit glo, en jy moet bely het, alreeds voor jy vandag kan deurgaan. Daar kom ek net, en ek wil vir julle net sê, wat beteken Yahweh Eltekan? Beteken founded by God. In Josua 15 vers 59. Founded by God. So as jy hier kom, dan moet jy weet, Vader het jou gestuur om sy woord te ontvang, nie vir Susannie, dit wat Heilige Gees hier wil doen. As jy kom vir my, en ek het vir Michael op die preekstoel, dan moet jy weet, Michael gaan 'n goddelike woord bring, want Heilige Gees is hier teenwoordig. Of vir Diana, as ek hier opsit, dan is sy. Sy en Alida kan sommer baie maklik saam bedien, en hulle kan 'n woord bring, en weet julle wat is die wonderlikste? Toe Moses gesê het, maar Vader, ek kan nie eers praat nie, hoe wil jy my gebruik?
En Alida sukkel om te praat, maar deesdae het sy nie meer 'n spraakprobleem nie. Sy gaan uit na al die jadeihuise en al die plekke toe en ek kan haar hier voorsit. En weet julle wat so awesome? Sy gaan skryf die hele boek Openbaring oor. Ek wil vir jou sê, as jy gevul is met die Gees, sal Vader vir jou dit wat onmoontlik die moontlike maak in sy woord in. In sy woord in. Waar is Heilige Gees? In sy woord. Waar praat Vader deur ons? Deur sy woord. Sy woord is 'n baie magtige swaard. Die mens bestaan uit gees, siel en liggaam. Nou daar het ek vir julle 'n gees, siel en liggaam gemaak, soos wat jy voor wedergeboorte, met ander woorde, jy kry eers wedergeboorte voor jy die groot doop kry, waar jou liggaam eerste staan, dan jou siel en dan jou gees. Waar dit eintlik anders toe moet omwees na dat jy wedergeboorte pad gestap het, sal jou geesmens eers wees, dan jou siel en dan jou vleesmens. So die vleesmens sal nie meer swak raak in sonde te doen nie. 1 Tessalonisense 5:23. En mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak. Hoor bietjie, as julle nie gaan vrede skep nie, by stille rus nie, julle paar wat hier sit, kan die Vader julle nie volkome heilig maak nie. So van vandag af moet julle in unity staan, hande vat en bid vir elke negatiewe situasie in julle lewe en selfs julle wat vandag deur die mikwa gaan, nie net die doop nie. Elke negatiewe situasie wat jou joy steel, is dood en nie van die Vader nie. En mag julle gees en siel en liggaam geheel en aan al onberispelik bewaar word by die wederkom van ons Yahweh, ons Yeshua HaMashiach, ons Jesus Christus van Nasaret, ons Elohim, ons God wat hemel en aarde gemaak het. Met ander woorde, die tyd is min, ons leef in die eindtye in. Kom luister gerus hier in die middel van die maand wat nou kom, die eindtyd boodskap. Michael sal in die middel van die maand kyk, watter Woensdag is dit. Hy sal dalk die Woensdag en die Donderdag en die Vrydag hardloop, want dit is 'n groot boodskap wat ek bring oor die eindtyd. Die 14 tekens van die eindtyd bring ek. So moet dit nie mis nie. Dit gaan 'n blessing wees vir jou lewe op die uitkyk vir die koms van ons Messias. So wat laat jou pootjie? Al jou sintuie, vir al jou oë, waarna kyk jy? Wat lees jy? Wat hoor jy? Wie is jou vriendekring? Sit hulle in vloek in die vriendekring? Baie keer moet ek self my eie kinders en mense berisplik sê, julle kan nie so praat nie. Dis nie reg nie, want jy maak 'n asdrom van iemand anders se ore. So dis belangrik om te kyk waar jou sintuie was. As jy in 'n bar ingeloop het met jou voete, het jy in die baggesgees van die drankgees ingestap. As jy vir my vandag sê, maar ek moet vir jou sê, jy mag maar 'n bietjie drink, wil ek vir jou sê, ek kan dit nie vir jou sê nie, want dit is teen die woord van Abba Vader af. Hy sê, van hierdie wynstok sal ek nie weer drink tot die dag wat ek kom nie. Hy sê reguit, hy sal nie weer van die wynstok drink nie. Met ander woorde, hy keer nie drank goed in jou lewe nie. Julle kan op my boekmerkie kyk, van die gees van verslawing, kan julle kyk. Baie belangrik, julle wat vandag deur die doopbad gaan, maak seker die wortelprobleem in 'n persoonlikheid. Met ander woorde, in jou persoonlikheid, het jy nog vrees, rebellie en verbitternis? As jy dit het, gee dit vir Vader vanoggend. Het jy nog verwerping, beneek, dominerend en aggressief? Is die wortel, is die teken
van wanneer jy verwerpend het. Raak vinnig kwaad, jy domineer mense en jy raak gou aggressief. Skuldgevoelens, neerslagtigheid lei tot depressie. Raak jy vinnig neerslagtig, het jy enige angs, dan moet jy weet jy het vrees in jou lewe toegelaat. Sekere tyd dan raak jy benoud en voel nie lekker nie. Kom ons sê hier by die aand se kant, dan kry die angs jou beet en jy begin skielik oor alles worry. Wil ek vandag vir jou sê, daai verbande wat in jou kop is, gaan lê dit by die doeke van Yeshua vandag in die graf neer, voor jy daai doopbad ingaan. Draai daai verbande van vrees, verwerping en skuldgevoelens af en lê dit vandag in daai doopbad in, dat dit kan afgaan en weg van jou kan gaan. Dis die eerste vraag wat ek julle vra voor julle vandag kan die doopbad ingaan. Is daar enige een van hierdie tekens nog by julle teenwoordig? Kan jy nou daarmee klaarmaak? Jy kan daar sit waar jy sit en sê, Vader, in u hande gee ek dit oor. Want wat het Yeshua gedoen? Hy het sy geesmens oorgegee. Gee jou ou geesmens oor vandag, wat hierdie koester hulle. Jou ou geesmens koester vrees, verwerping en skuldgevoelens. So, draai daai verband af en sê vandag, is ek klaar en jy trap die vyand plat. As jy doopbad se eerste trappie inklim, dan trap jy hom plat. Dan gaan hy onder die water in die graf en hy kan nie uitkom in opstandingskrag nie. Behalwe jy kan opkom in opstandingskrag, 'n nuwe lewe, hierdie krag wat Jesus uit die graf uit opgestaan het. Die skepping. Nou daar waar jy nog in bondage was, moet die kettinge breek. Wat in jou hande is, in jou voete is, in die dolk wat in jou rug gesteek is van skinnery, in die dolk wat in jou hart is van 'n verharde hart van seer kry, moet jy klaarmaak vandag mee. Hy sê vir ons in Genesis 1:26, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na sy beeld. Jy's na sy beeld gemaak, na ons gelykenis, na sy karakter, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en al die diere wat op die aarde is. Jou autoriteit, vat heerskappy terug. Hy sê vir jou, jy moet heers. Moenie laat die sonde oor jou heers nie. Heers jy oor daai sonde, trap hom plat en sê, daar's nie plek vir jou in my lewe nie, wyk van my af. Jy's na sy beeld en sy karakter, het jy God se karakter ontvang. Lees weer Eksodus 20. Kyk wat sê die broodresep. Wat mag jy doen en wat mag jy nie doen nie. Die wat nie hiervan het nie, steek julle hande op dat ek laat Hanna vir julle uithaal, want julle gaan dit nodig kry vandag. Die wat dit nie hier het nie. Hanna haal ons 'n klompie uit, 'n deel vir almal uit. Want ek gaan nogal daaroor praat voordat ek julle die doopwater gaan inlei. En ek wil hê julle moet mooi hoor, ek gaan julle die doopwater inlei. Julle gaan op julle eie geloof gaan julle ingaan. Ek gaan net die wat ek groot doop, gaan ek by wees. By die ander gaan ek ook elkeen afsonderlik wees, maar hulle sinne is bietjie anderste as jy wat gemikwa word. OK. Genesis 1:27, en God het die mens geskape na sy beeld. So jy is sy maaksel, jy is sy beeld. En na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. Hy het hulle nie man en man geskape nie, hy het hulle man en vrou geskape. So die gees van las moet ook afkom. Kom ek net so 'n bietjie breek.
Goed, kom ons lees weer Genesis 1:27. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Julle, niemand kan nog 'n sandkorreltjie gemaak het nie. Want daar is DNA in die sandkorrel in. Dit is hoekom die DNA van die mens so wonderlik is. Niemand kan die DNA namaak nie, maar woorde verander jou DNA. Dat jy nie meer jou ma en pa se kromosome het nie, maar dat jy Abba Vader, God die Vader, God die Seun, die Heilige Gees se DNA ontvang en is in jou DNA. As jy dit gaan laat toets, sal daar kruise wees in jou DNA. Dis regtig so, dis wonderlik. Ek sê nog elke keer ek gaan die verbond doen, ek gaan hom verseker doen, julle moet net geduldig wees. 1 Johannes 4:16. En ons het die liefde van ons God tot ons het leer ken en glo. Het jy Vader se liefde leer ken en glo jy hy het jou lief? Jy moet vanoggend kan ja sê daarop as jy die doopbad wil ingaan. God is liefde en wat in die liefde bly, bly in God. In hom I abide in him. Ek is in hom hoe kan ek sê, jy's binne in hom ingeweef. Jy staan nie meer alleen as weeskind nie. Bly in God en God in hom. Julle, dis die mooiste skrif ooit. As jy hierdie skrif klik vandag, dan is dit 'n goddelike krag wat oor jou kom, waar jy in jou Skepper, in die drie enige God, ingeweef is in jou DNA. Letterlik, hy het jou ingeweef, hy het jou geweef in moeder skoot. As jy die doopbad deurgaan, word jy weer geweef in die groot verbond van Abba Vader, die bloedverbond, die kruis wat vir jou gedoen is aan daai kruis, dat jy die bloedkwitansie kan ontvang van Tetelestai. Wat in sy handpalms is jou naam gegraveer. Bekering. Wat is bekering? Die besef dat ek 'n sondaar is. Hier kom 'n sussie na my toe en sê, ek wil my bekeer, dan sê ek vir haar, is reg. Besef jy wat bekering is? Dan sê ek, besef dat ek 'n sondaar is. Dan moet jy sê, die gebed gaan so, ek erken, Abba Vader, kom in die naam van Yeshua na u toe. Ek erken ek is 'n sondaar. Ek erken ek het nie u feeste gedoen nie. Ek erken ek het nie u ware Shabbatte gedoen nie. Ek erken vandag dat u is my God wat hemel en aarde gemaak het. Ek erken dat Jesus Christus van Nasaret my verlosser en zaligmaker is. Ek erken dat die Heilige Gees my lei in alle krag en waarheid. En Vader, vandag neem ek 'n eed af, ek sal u gebooie, u verbond, wat op Sinaï vir my uitgestort is, sal ek nakom, die standaard na heiligmaking. Ek draai my weg van die sonde af. Ek vergewe elke mens wat my te nagekom het. Vader, en ek seën my vyande en ek seën hulle wat my te nagekom het. En Vader, skryf my naam in die boek van die lewe. Dis nie 'n moeilike gebed nie. Maar ek sê hom nou al vir julle, laat julle hom kan sit en mediteer terwyl julle daar sit, terwyl ons deurgaan deur al die stappe van neem 'n radikale besluit. Maak vandag, maak jy die U-turn. Jy kan nie weer terugdraai nie. Dan sê hy vir jou, hy gaan rond swerf daai demone en sondes wat uitgegaan het, wat Vader sê vir jou duidelik in sy woord, hulle gaan rond en kom 7x70 keer terug. En hulle vind die huis aan die kant. Wat dan? Hy's nie gevul met God se woord nie. 'n Radikale U-turn in jou lewe, vul jouself met God se woord tot oorlopends toe, dat daar geen opening in jou modering is nie.
Met ander woorde, 'n legal right waar die vyand jou kan aanval. Ek is bewus van my besluit. Glo jy vandag jy's 'n wedergebore kind van Abba Vader? Wat is jou antwoord, Susan? Wat is jou antwoord? Karina, wat is jou antwoord? Amen. Julle kan almal sê ja. Amen. Ek het net die mense gevra wat werklik groot gedoop word. Die mikwa is waar jy letterlik in die water ingaan en sê Vader, was my weer 'n keer skoon as daar iets is, maar gee my 'n dubbele porsie van my salwing wanneer ek u woord bedien of lees, dat ek 'n dubbele salwing, 'n porsie sal hê om u woord te kan verstaan, om u woord te kan uitdra, want die groot opdrag is, gaan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En so gaan ek julle vandag doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Op grond van julle eie geloof en oortuigings vandag. En julle besluite. Goed, draai weg van 'n lewe van sonde. Jy moet hier sê, ek draai weg. Die sonde kan my nie verder najaag nie. Dis die tweede vraag wat ek hier vir julle vra. Ek maak nie langer op my eie krag en insig staat nie. Ek maak nie op my eie krag staat nie. Ek maak op goddelike krag staat. In die Shekinah glory maak ek sit jouself in daai Shekinah glory in en jy sal krag ontvang van die Heilige Gees. Ek weet dat ek sal moet sterf in myself. Is jy bereid om vandag jou daai ou mens af te lê en te sterf in daai doopwater in, om die ou mens agter te laat, sodat die nuwe mens in gees, siel en liggaam kan opstaan? Die stryd waarmee ek nou begin het, is my vlees en my gees. Met ander woorde, die vlees gaan teen die gees stry. So jy gaan moet bidden bly, laat die vlees gaan weer wil voorkom. Hy's nogal baie cheeky en die siel kan net so cheeky raak, maar hy sê elke keer, ek het 'n dag en 'n datum. Michael, dis wat jy onthou, jy met hulle sertifikate laat druk na vandag, elkeen wat gemikwa word, sowel as elkeen wat wedergeboorte word, wat deur die watergraf gaan. Verstaan almal vraag 2. Julle het in julle geesmens, het julle nou goed klaar met jouself reggemaak. Dis hoekom ek dit met julle deurgaan, dat julle dit in julle geesmens self sal regmaak. Daarna gaan ek vir julle, ek dink ek gee vir julle, om nie verkeerd te lees nie, en om seker te maak, ek gee vir julle 5 of 6 skrifte, voordat ons vandag die doopbad sal binnegaan. Sien julle, daar's die kruis. Deur die kruis in die water in, as jy opkom, val die vuur van Heilige Gees op jou. Dis die prentjie verduidelik dit vir jou baie mooi, dat die Gees van God jou van bo af gaan doop met sy Gees, en jy gaan nooit weer dieselfde wees nie, maar jy moet regtig self besluit en self erken en glo, dit sal so wees. Moenie dat die vyand vir jou sê, jy's minder nie, jy's nie minder gemaak nie, jy's meer gemaak. Jy's meer, dit wat in jou is meer as wat dit in die wêreld is. So jy het meer ontvang van Vader reeds waar jy nou hier sit, want jy het reeds daai gebed gedoen waar jy oorgekom het in remembrance in sy geregtigheid in sy verbondsmaal in sy DNA en he abide in you and I abide in him. Dit is hoe ek dit nou mooi in Engels vir jou kan deurgee. So daai skrifgie van Ninne wat ek vir julle gegee het, 1 Johannes 4 vers 16, is baie belangrik. Nee, waar is dit dan? Ja, dit is sy. Daar is hy. Julle het hom, nee? Ons is klaar met vraag 2 en julle kon antwoord daarop. Wedergeboorte. Met die swaard in jou hand, wat is die swaard?
Die woord van God is die swaard. Hy's skerper, hy's 'n tweesnydende swaard, die woord van God is 'n swaard. So onthou die swaard is die woord van God. Sonder wedergeboorte kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Wie sê so? Die woord sê so. Ons gaan die skrifte nou bevestig. Gaan nie meer oor die plek nie, maar oor die liefde van God. Ek kan hierso sit en ek kan op Zoom ingaan en ek kan 'n persoon aan die ander kant in die doopwater inlei. Maar 'n persoon hoef nie meer te wag om gedoop te word nie, want jy gaan op grond van jou eie standaarde, geloof en oortuigings gaan jy in daai water in. So jy kan iemand letterlik op Zoom of oor die telefoon oorvat in die watergraf in om 'n kind van Abba Vader te word. Ek kry baie wat hulle my bel en vra, kan jy hulle my doop? Maar ek is nie by die persoon nie. Sou die persoon byvoorbeeld in Jeffreys Bay wees, kan ek dit telefonies doen, want woorde verander jou DNA. Goed. Ek kan nie meer dieselfde siek en sondige mens wees. Jy kan nie meer siekte vat nie. Jy kan nie meer dieselfde sondige mens wees nie. Baie van julle wat hierso sit, het klaar gemaak met dit en dit agter julle gesit. Dit is hoekom julle gereed is om te kan sê, ek wil graag groot gedoop word. Bekering roep jou net na die Vader toe, na ons Elohim, ons Jahwe, ons God. Hy roep jou letterlik tot na hom toe. So jy kan op sy skoot gaan klouter en jy kan jou grootste seer vir hom gee, want jy kan dit by die voetebank van Yeshua gaan los. En jy kan heel word. Wedergeboorte het ons Jesus aangeneem as ons Here en ons Jahwe en ons verlosser. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Die drie enige God. Hy is een, Hebreëse woord is Echad. Ek sal hom tog eendag vir julle mooi spel, as ek hom bedien. So julle het een geword in die Vader, julle is nou saam met hom een. Daar's niks meer tussen julle nie. Julle is ingeweef in sy DNA in. So as jy sy DNA in, sal jy nie meer wil sonde doen nie. Want die Gees sal jou elke keer kom waarsku as sonde oor jou pad kom. Al drie dopings is noodsaaklik. Hier praat ek van al drie dopings is noodsaaklik. Salvation, bekering, doop in Jesus Christus. Met ander woorde, jy moet kom op die plek waar jy sê, ek wil nie meer hierdie sondige mens wees nie. Ek wil tot bekering kom. Ek sien nie meer kans vir hierdie sondige wêreld nie. Ek wil nie meer gelykvormig aan hulle wees nie. Ek wil 'n set-apart volk wees. En Petrus sê vir hulle in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Julle, wow, julle sal, dis 'n bevel uit God se woord uit. Hy sê as jy jou bekeer, dan sal jy die gawes van Heilige Gees ontvang. Nou waar is die gawes van Heilige Gees? Vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. Maar ek sal eendag die 7 gawes van die Heilige Gees fisies bedien. Om vir julle dit nou maklik te maak, gee ek julle net die vrug van die Gees, maar ek sal julle eendag die hele 7 gawes van die Heilige Gees vir julle bedien. Dis wow. Doop in water, groot doop, Matteus 28 vers 19. Nêrens staan in die woord dat jy besprinkel moet word nie. Dis nie skriftuurlik nie, dis nie van die Vader af nie. Hulle kan dit hoe mooi inkleer. Ek sal dit elke antwoord sal ek vir hulle gee. Uit die woord waar Vader sê in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen. Die grootste opdrag wat jy kan kry nadat jy 'n wedergebore kind is. Maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou
die 10 gebooie wat ek julle beveel het. Met ander woorde, na wedergeboorte word hierdie op jou hartkamers geskryf en sal jy nie een van hierdie mee wil doen wat verkeerd is nie. So hierdie dis hoekom hy sag gemaak is, ek kan hom vrommel, hy sê, my juk is nie hard nie. So hierdie moet op jou hartkamers wees, dis hoekom ek vir baie mense sê, dra hom sommer net die binnekant, binne in jou, as jy twyfel oor iets, lees hom, en jy sal sien, hoe meer jy tot God se woord kom, hoe meer kom jy in heiligmaking in. Doping met die Heilige Gees, Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, soos Johannes die doper vir Jesus Christus gedoop het, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Wat het in die Handelinge gebeur met die hemelvaart? Hulle is almal gedoop met die Heilige Gees en hoeveel het tot bekering gekom? 3000. So ons gaan die Pesach tyd in en ons het 50 dae tyd omdat ons moet tel fisies voor die hemelvaart plaasvind. 50 dae. Nou ek wil vir jou iets vra vandag. Dink julle toe die Israeliete uit Egipte uit gestuur is, hulle is gestuur om in die beloofde land in te gaan? Julle gaan almal vir my ja sê. Nee. Hulle is gestuur om in die woestyn 'n ontmoeting met die groot skepper van hemel en aarde te hê, want hy op die berg Sinaï vir hulle die 10 gebooie gegee, wat hulle moes leef het, sodat hulle deur die Skelfsee sou gaan, hulle gedoop sou kon word. En die mense verstaan die Bybel verkeerd. Hulle dink is net die beloofde land. Jy kan nie die beloofde land ingaan as jy nog nie jou woestynlewe deurgegaan het nie. En almal van julle wat hier sit, was deur die woestyn gewees, waar julle ontmoeting met God gehad het, om te sê, ons sit vandag hier by Jahwe elke woensdag, en ons leer die woord ken. En ons gaan doen Bybelstudie, want in jou binnekamer breek Vader hom vir jou oop, en jy gaan skielik verstaan, en skielik spruit jou genesing uit. Skielik verstaan jy die woord. Skielik kom die siel in lyn. En jy verstaan die woord wat jy nooit kon verstaan nie. Wie van julle kon nooit die woord verstaan nie? En skielik gaan julle sien, julle genesing gaan uitspring. Hoe meer jy gaan lees, hoe meer gaan jy die woord verstaan. Maar ek wil nie elke keer my sussie gebruik nie, maar ek noem 'n voorbeeld van 'n sussie, want daar was baie van hulle wat my al gevra het, Susan, hoekom bid jy nie eers vir ons nie? Dan sê ek, nee, kom ek gee eers vir julle veters. Nou ek wil vir julle vandag vertel, waarvoor staan die boek Veters. Hy is gevleg met 'n vetertjie so bo, nê. Weet julle waarvoor staan hy? Om oor te kom in die nuwe DNA. Om oor te kom tot die verbond. Want as jy nie die verbond verstaan nie, dan sal jy nie die 2 uitstortings van Heilige Gees verstaan nie. Die eerste uitstorting was op Sinaï. Waar was die tweede uitstorting? Met hemelvaart en in die bokkamer. Die tweede uitstorting was letterlik gewees by hemelvaart, van die tweede salwing wat jy moes skryf, want die berg het gebewe, is 'n nie tasbare berg gewees nie. As 'n dier aan hom geraak het, sou hy sekerlik gesterf het. Moenie dan hardloop na die idols as jy wedergebore kind is. Let op dat jy nie daarby uitkom nie. So die doping met die Heilige Gees verstaan jy, wanneer jy uit die doopbad uitkom, dan ontvang jy dit. Maar wanneer jy in 'n bediening sit, en ons bedien baie keer die wonde van Jesus Christus, en die sy wond waar die spies ingegaan het, is die geestelike mikwa, kan jy ook dadelik oorkom in sy remembrance in, om te sê, ek word gevul met Heilige Gees. Dit kan in 'n diens ook gebeur, want by God is niks onmoontlik nie. My tyd is nie sy tyd nie. Ek kan nie God speel nie. Wanneer hy wil ingryp in 'n mens se lewe, het hy 'n dag en 'n datum en 'n tyd. En as jy vir jou of vir my om te besluit nie, jy skielik staan jy eendag op
en alles verander in jou lewe. Ek dink in daai sussie se lewe het sy skielik opgestaan en alles het verander. En in Susan se en in Karina se. As ek weet waar Karina vandaan kom, sy kom nog uit die ou bedeling uit julle. En hier kom praat ek al hierdie Griekse goed betaal. En ek kom by die Shabbatte uit en sy verstaan nie hoekom, waar, wat nie. Maar sy het stil gesit en geluister. En vandag, op grond van haar eie getuienis en geloof, kan sy ingaan en weet waaroor dit gaan. Waaroor gaan dit vir Vader? Dat jy sy mede erfgenaam is, dat jy sy heerlikheid kan erf. Ons dink altyd 'n erfgenaam, ons wil net goeders erf. Nee, dis sy heerlikheid wat jy erf. Dis die grootste testament in jou lewe, is hierdie dag wat met jou gebeur. Dis 'n testament. Dis 'n verbond. En ons is nog steeds besig met vraag 2. Kry sin in jou bestaan. Die muur is om jou gebou. Jy laat niemand toe nie, want jy het seer gekry. Jy sê vir jouself, jy spreek 'n vloek oor jouself uit. Ek sal nie weer seer kry nie. Niemand sal weer naby my kom om my seer te maak nie. En net daar bou jy 'n ongoddelike muur om jou. Jy spreek 'n vloek oor jouself uit. Ek sal nie weer trou nie. Jy spreek 'n vloek oor jouself uit. Die woord sê ek het niemand gemaak om alleen te wees nie. As jy so muur het, moet jy vandag sê, ek kry die sin van my bestaan, ek is meer as oorwinnaar deur Jesus Christus wat vir my gesterf het. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Breek hierdie muur af. Jy het hom nie in jou lewe nodig nie. Julle wat jonk is, wat nog baie wonderbaar is en kan seer kry, moenie dat daai ouetjie jou wil seermaak nie. Sê vir hom, wow, Yeshua, Jesus Christus het vir my gesterf. En voor die grondlegging van die wêreld, van hierdie aarde, het hy my man reeds vir my gekies. En jy begin bid, Vader, gee vir my die man voor die grondlegging van die aarde af, wat U vir my beskik het. Nie 'n wêreldse man nie, Vader, die man wat U vir my beskik het. En wag, en jy sal hom kry. Wag, en jy sal hom kry. Ek het 2 meisiekinders. Die een het gewag, en die een het nie gewag nie. En Michael, is daar 'n hemelgroot verskil, nê? Kom gou in. Verskoon toe. Baie dankie, is net betyds. Dis julle 'n feeskalendertjies, ek sal dit nou uitgee. Goed. So met ander woorde, bid vir die man voor die grondlegging van die aarde af, moenie sommer net trou oor trou as die ou mense het gesê, trou is nie perdekoop nie. Luister, maak seker. Hoekom het hy man en vrou geskape? Hy het 'n goddelike man en 'n goddelike vrou geskape. Hoekom? Sodat sy nageslag 'n gelowige nasie kan wees. Hoeveel trou vandag nie so nie? Dis belangrik dat jy trou, dat jy 'n gelowige man of vrou sal trou. Dat die nageslag wat uit daai bloedlyn gebore word, 'n goddelike nageslag gaan wees met 'n goddelike DNA. So julle moet besef, Vader se woord is groter as die fontein wat oor jou kan oopbreek. Sy woord is groter, jy moet eers die woord ontdek, voor jy die fontein van lewende water kan ontvang. Sy woord is groter. Laat die legkaart sin maak. Worstel jy om sin te maak? Sukkel met oortuiging om veranderings te maak? Worstel jy met goed voor jy besluit maak? Sukkel met 'n oortuiging om veranderings te maak? Jy moet hierdie lewe, moet jy nou veranderings maak, skielik as jy 'n Christen, en jy verstaan nie hoekom moet jou lewe so radikaal verander nie. En dis 'n worsteling binne in jou wat woed. Omstandighede maak nie sin nie. Jy verstaan nie, hoekom gaan hierdie deur nie oop wat ek wil oop hê nie.
En dis waarvoor die doringkroon daar is. Jesus se doringkroon is 'n hek vir jou, dat jy wanneer jy op die verkeerde pad wil gaan, dan sal daai deur nie oopmaak nie. Dan sal hy nie oopgaan nie. Vader gaan jou nie op 'n verkeerde pad laat gaan nie. Hy gaan jou beskerm as sy kind. Begin fokus, al is die legkaart stukkend en uitmekaar. Al voel jy flenters vandag, gee jou lewe oor vir Abba Vader. Vertrou op hom alleen en nie 'n mens nie. Ekskuus, ek het my dors gepraat. So moenie my vertrou nie, gaan terug na die woord, die skrif, laat die skrif jou oortuig wat jy moet doen. OK, nie ek nie, die skrif moet jou oortuig. Jan, toe jy gedoop is, wat het jou oortuig? Die skrif, die Heilige Gees in die skrif. En Jan is lank terug gedoop in 2005 in gemeente Ware Lewe. En ons almal is in daai tyd in gemeente Ware Lewe gedoop. Al was ek gedoop, het ek weer gegaan om gedoop te word. Ons het letterlik was daar 'n in die daar langs die spruit was dit gewees. Was daar 'n plastiek swembad gewees, nê, wat hou nie vol water gemaak het. Party het so ingespring, party het gehardloop binne die doopbad in. So opgewonde was hulle. Ha? Ek het al baie goed geken, ja. Baie goed geken. Kan my niks vertel nie, kom lank uit die bediening uit. Maar weet jy wat? Ek moet nog steeds 'n dierbare Gees hê, dat Heilige Gees my kan lei in alle krag en waarheid. So vandag wil ek vir jou sê, die belangrikste wat jy moet hê, is 'n leerbare Gees, wat jou lei in alle krag en waarheid. En dan wanneer ek daai boodskap gaan bring, kan jy 'n skeybrief ontvang, gaan ek jou wys waar die wysheid vandaan kom. Gaan ek jou wys waar die wysheid vandaan kom. Die volledige legkaart is liefde, posisie en waarde. Ken jou posisie in Christus. Ken jou waarde. Ken jy waarlik die liefde van ons Vader? Die liefde wat hy gehad het om sy enigste gebore seun te gee vir my en jou, sodat ek en jy nie mag sterwe nie. Laat ons nie die ewige dood ingaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wanneer die graf te oopgaan, gaan die wat in geloof gesterf het eers te opstaan. Ek vertrou Vader vir die wat nie die waarheid gekry het, die wat waarlik in die breë kerk gegaan het en hulle geloof was reg, sal ook in geloof kan opstaan. Want Vader kom vir jou hart, lees op ons. Ekskuus, ek gaan nou Jy kan hom ook maar lees, Mike. net hoor, okay. Die ander ene wat ek nou moes kry het was Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Jy kan hom net, dit is hy. Ja, is het. Nee, daar is een van, skies, ek jok, daar is die ander een, ek jok. Bewaak jou hart. Dit is hy, dan is dit die een skrif. Ja. So Vader kom, daar is hy, Vader kom vir jou hart. Maar kan ek en jy nou so struikel? OK, ek gaan aan. Matteus 15 vers 13 en 16. Julle is die sout van die aarde. Wat is julle van die aarde? Die sout. Met ander woorde, die sout wat laaf was, het weer vars geword en julle is nou die sout van hierdie aarde, om te sê vir iemand, moenie sondig nie, dit kan jou dood bekostig. Dat jy nie die ewige lewe kan ingaan nie.
Maar as die sout laf geword het, waarmee sal die sout waarmee sal dit gesout word? Die deeg nêrens meer voor as ons dit buite gegooi het en deur die mens vertrap te word nie. Jy kan nie toelaat dat mense wat nie in Christus is jou nou vertrap nie. Hulle gaan jou wil vertrap. Jy moet vir hulle sê, "Wokai, ek het my dag en my datum. Maak hierdie vir my onklaar, want ek kan vir jou baie skrifte gee waar die Vader vir my gesê het wat met my gebeur het." Dis hoekom julle die skrifte van hierdie moet baie gaan merk in julle woord, nommer 1, 2, 3 en 4 en 5. Julle is die lig van die wêreld na vandag. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Jy gaan jou nie kan wegsteek nie. Voor jy jou kan kry, as jy hier by Diana kom, dan praat julle net wat? Woord. As Susan by ouma Martie kom, ouma Martie hardloop na Susan toe, hoekom? Sy voel benoud, want sy weet sy moet 'n gelowige kry. Sy moet die lig kry wat bo op 'n berg is. En sy en Susan praat oor die saak, en het jy toe beter gevoel, ouma Martie? Ja, want ek glo Susan het net opbouende woorde vir jou gesê, waar die lig kan jy nie wegsteek nie. As jy 'n Christen is, straal daar lig uit jou mond uit, dit wat in jou hart is, sal uit jou mond uitkom. As jy hom nie kry nie, Mike, is dit dieselfde skrif wat ek en jy nou gelees het. OK, dan moet jy nie stres nie, hoor? En 'n mens steek nie die lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander. Nou ek gaan vir julle die menorah bring, hy's op my lys. Julle mag hom nie mis nie, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Met ander woorde, julle weet 'n moeder is die hoekstene van 'n huis. Dit staan so in Spreuke en in Psalm in. Maar as daai moeder uitstap, dan vul daai huis. As 'n moeder tot bekering kom, en sy stap in haar huis in, bring sy die lig van bekering oor haar kinders, oor haar familie, oor haar gesinne. Want sy spreek lewe en nie dood nie. Sy tug ook met goddelike liefde en nie met oordeel nie. So die hele wysie verander. Moenie verbaas wees wanneer 'n vrou of 'n man tot bekering kom, dat die hele familie op die ou end tot bekering kom nie. Want God gebruik een persoon om 'n hele familie te red. Julle moet dit vandag vir my glo, dis die heilige waarheid. Niks in jou lewe is per toeval nie, maar laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Hulle met die goeie werke en julle kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. So hierdeur word Vader vereer en verheerlik. Jy sê altyd, Vader, mag U vereer en verheerlik word, maar dit gaan oor die goeie werke in jou. Het jy goeie werke wat vir Vader aanneemlik is, dat hy vereer en verheerlik kan word? Julle, dis 'n eina vraag 3. Dis 'n eina. Leef jy so dat Vader daardeur vereer en verheerlik kan word? Of as jy hier uitstap en jy kom by stille rus of by jou huis aan, dan is die weet jy wat los nie. Ek sug hom soms uit. Ek kan nie woorde sê, maar daar's geen woord wat reg is om te sê wat daar losbars nie. Gaan trek swaarde in jou binnekamer. Vers 3. Leef jy so dat Vader jou goeie werke kan sien? Jy word nie gered deur die werke nie, maar daardeur word Vader vereer en verheerlik. Niks gekry nie. Ek het 'n soortgelyke een gekry in Esegiel 36 vers 26. Ek gee julle 'n nuwe hart met die regte begeertes en 'n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde weg en gee julle 'n nuwe gehoorsame hart. Julle skryf daai groot neer. Esegiel 36 vers 26. Hy kom vir jou hart. Ondersoek jou skepingsdoel.
Hoe lyk jou aanbiddingslewe? Hoe lyk julle gemeenskap daar by Stille Rus met mekaar? Hoe leef julle in vrede of hoe leef julle in vyandskap? Nie almal nie. Prys Vader, dankie Jannebad, jy sê so ewe, nee, almal nie, dankie, Vader, ons loof U daarvoor, ons gee Vader al die eer en die lof. Nou gaan leef daai gemeenskap uit daai kant, disipelskap, maak julle disipels, vertel julle die mense van die woord, bediening, kom sit julle net hierso doelloos of kom sit julle en luister daarom en vra Heilige Gees om vir julle dit oop te breek. Want hier bedien ons. Evangelisasie. Gaan jy uit na alle nasies toe. Alle nasies sal die Here dien. Ken julle daai liedjie? 'n Evangelis gaan uit. Hulle word nou baie te nagekom in die buiteland. Hulle word fisies gejag, kerke word afgebrand. So volgelinge van ons Messias betaal met letterlik met hulle lewe. Maar hulle gaan nie die dood voel nie, want hulle kry 'n verheerlike liggaam soos Stefanus, al word hulle doodgooi met klippe, en hulle sterf vir dit wat vir die Skepper is, wat hemel en aarde gemaak het, en vir Jesus Christus van Nasaret en vir Heilige Gees, sal hulle verheerlikte liggaam hê, en sal daai dood nie vir hulle so erg wees nie. Ja, Stefanus, hulle het hom met klippe doodgegooi, maar hy het dit nie gevoel nie, want hy het 'n verheerlikte liggaam gekry. God gee jou verheerlike liggaam om hierdie tyd wat ons ingaan, te kan deurgaan. Die oomblik wat dit gebeur, sal jy dit nie dalk kan getuig nie, maar jy sal dit dalk kan beleef. Dat jy die klippe nie sal voel nie. Wat is jou skepingsdoel? Die eerste een is natuurlik salvation, om tot bekering te kom. Om van jou ou weer af weg te kom, en tot bekering te kom. Jou skepingsdoel, dit moet jou eerste een wees. Die res sal Vader byvoeg. Hy sê, doen jy net dit, nou salvation, en ek sal die res vir jou byvoeg. Hy sal vir jou dit wat jy moet gaan doen, sal jy gaan doen. Alida het gesê, ek kan nie praat nie. Pietro het gesê, ek sal nooit nie gaan nie. Diana het ook gesê, nee, Susan, ek kan nie hier voorkom staan nie. Sy is te skaam. Ek sê vir my sussie, sy sit in die begin net daar in die hoekie. Julle, sy praat nie. Sy is doodstil. Sy bel net vir wat sy naam tog? Johannes. Sy bel vir Johannes en sy nie weet om die rekenaar te doen. Sy sê nie vir my nie. Sy gaan nie op haar eie aan, maar sy skaam en teruggetrokke. Daarna piep nie eers nie. Jy hoor haar nie eers nie. Vandag as sy begin en dan sukkel ons om haar stil te kry. En vir Michael het ek in die diep kant ingegooi. Letterlik uit die wêreld, uit die Bybel in. Hy het nie geweet wat gaan met hom gebeur nie. Maar dit gaan oor wat gaan in jou wil, emosies en jou intellek in. Wat gaan in hierdie brein in? Ons het ons hypothalamus, ons het ons pituitêre klier, nee, dis nou wat daai blokkies beteken. Hypothalamus ontvang dit wat die oor hoor, en hy gaan in. Ek praat nou uit 'n wetenskaplike woord en 'n goddelike woord in van medisyne af. Dis is die brein werk. Die pituitêre klier is die fabriek. Hy stoor wat van die hypothalamus afkom. En dan stuur hy dit na jou hart toe. So as hy vloek en krietaal ontvang, gaan hy 'n pyl in jou hart stuur wat 'n gat in jou hart inskiet. En dit is wanneer dit wat uit die hart uitkom, sal uit die mond uitkom, dan kom die lelikheid. Maar as jy opbouende woorde was, en nie negatiewe gevoelens was nie, leef en reageer nie negatief nie, 'n gevoel kom in beheer, gevoelens oorheers my lewe,
dit ontplof in jou gesig soos 'n stoompot, skiet dit daai masker af en al wat oorsit is die rou seer van seer kry op jou gesig en jy kan daai persoon sommer sien, die oë is dood, dis lewenloos, daai persoon het seer. So met ander woorde, as jy positiewe mense jou mee omring, sal jou hypothalamus, sal hy wragtig die sein van selfbeheersing ontvang. En sal dit gestoor word in die pituitêre klier. En van die pituitêre klier af gaan dit na die hart toe. En dan gaan dit na die nier toe, die linkernier gaan dit in, en dan word dit uitgeskei na die regte nier, wat dan in opstandingskrag kom. Het julle geweet dit werk so, en dan gaan hy selfe sein terug na die hypothalamus toe. Maar as dit nie gebeur het, die skiet hy 'n gat deur, en die nier sit met al daai opgehoopte goed en kan dit nie uitskei nie. Hy kan nie die gif uitskei nie. So nou kom die negativiteit weer by die hypothalamus, weer 'n gat in die hart, maar die nier wat die linker nier is met die gif uitskei. Het jy geweet jou linker nier is actually 'n hart? Ek sal maar weer Michelle Strydom se bediening moet bring vir julle. Ek sal dit weer vir julle moet bring. Bring skending, met ander woorde, jou naam is niks nie, want jy praat lelik, niemand dink goed van jou, jy skend jouself uitgeput, oorlaai, gebrek aan selfkennis, alle verhoudings stagneer, niks loop reg in jou lewe nie, alles is de mekaar, dit is negativiteit wat dit veroorsaak. Maak dit vir julle sin of praat ek Grieks? Dankie om Tuisie. Probleemoplossing, identifiseer die probleem by stille rus. Daar was nie vleis nie. OK, identifiseer die probleem. Maak 'n lys van die oplossing. Jou kind kom met jou met 'n probleem, nou maak jy 'n lys van die oplossings. Kies nou die oplossings, nie menslike oplossings nie, goddelike oplossings. Gaan na die woord toe, gaan na Google toe, gaan soek skrif, jy sal skrif kry. Pas die oplossing toe. Evalueer jou keuses, het jy verkeerde keuses in die lewe gemaak? Bely dit volgens 1 Johannes 1 vers 9. Bely, 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 bely. Volgens 1 Johannes 1 vers 9 sê, en as jy jou sonde bely, is ek getrou en sal jou vergewe. Hy sê dit vir jou. Kom by die regte oplossing uit. Jy kan oorwin deur Jesus Christus. Vra hom wie jy is. Hier is dit die refresh knoppie. Ek noem dit die rewind knoppie om te restart. So met ander woorde, as jy 'n Christen is, kan daar goed op jou pad kom wat jou bietjie terughou. Maar weet jy wat? Jou liggaam kort ook rus. Jy kan nie net bedien en bedien en bedien nie. As jy seer ontvang het, dan moet jy maak soos wat ek gemaak het na die afsterwe van my vader. Ek moes 'n tyd vat om dit deur te werk. Ek moes die rouproses klaar maak. Selfs met my oorlede man. Ek moes die rouproses klaar maak. Daarna moes dit klaar maak voor sy vandag hier kan sit. Julle wat geliefdes afgestaan het, om Tuisie toe jy by my kom, was jy in 'n rouproses, my oom. En jy klaar gemaak met dit. Hier sit jy vandag. Jy skryf weer gedigte. Jy het weer lus vir die lewe. So met ander woorde, jy moet regtig die oplossing kry en vra Vader, wat moet ek nou hier maak? Nie uit eie krag uit nie, maar wat moet ek nou hier maak? Julle, daar's niks seerder as 'n egskeiding nie. Hulle skeer letterlik so uit mekaar uit. Letterlik en figuurlike egskeiding skeer mense uit mekaar uit. Dan moet jy gaan restart. Ja, dit vat lank, nee, Alida. Dit vat lank. Gee jouself tyd.
selfkennissirkel, vraag 6, selfondersoek in die selfkennissirkel. Gaan doen selfondersoek. Vat weer die boekie Veters en werk weer deur. Was ek nie iewers te dalk met die okkulte besig gewees nie? Is daar nog nie iets wat ek dalk nie belei het van die okkulte nie? As jy die huisgenoot se sterrevoorspel gelees het, is die grootste waarsegters, is die grootste mediums, dan moet jy dit gaan belei. Hulle kan nie in jou toekoms sien nie, hulle roep 'n familiar spirit op, wat 'n demoon is, wat vir hulle wys wat in jou verlede gebeur het, en dan glo jy alles wat hierdie persoon sit jou en vertel jou nou alles wat in jou verlede was, maar hulle kan niks vir jou sê wat vorentoe gaan gebeur nie. Niks wat hulle sê wat vorentoe gebeur het, is waar nie. God alleen weet. Hy sê dis nie vir die mens beskore om vooruit te weet nie. Jy moet op hom vertrou. Gaan bietjie daai vraag 6 baie goed deur. Hou in gedagte dat die Heilige Gees altyd nog met jou moet kan werk en nie net deur jou nie, deur ander mense ook en deur goddelike krag van bo af wedergebore. Van nou af vertrou jy Heilige Gees om jou van bo af te bedien met goddelike krag en wysheid wat Jesus Christus by God die Vader ontvang het. 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3 af en ons sonder vers 5 uit. 2 Korintiërs 3 vanaf vers 10 af, 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3 af en ek sonder vers 5 uit. Jesus Christus het dit by die Vader ontvang en het mens geword en onder ons kom leef en vir ons die evangelie kom verkondig van vrede. Hy het 'n evangelie van vrede verkondig. En hier ek dink ek is ons klaar. Amen. So dit was nie vandag so lank nie. Maar ek dink dit het deurgebreek tot julle dat daar is regtig 'n groter doop as wat jy net dink daar is. As ek te vinnig, Mike. Ek gaan kry. Daar sê, al 3 dopings is noodsaaklik. Het jy tot bekering gekom? Vandag is die groot doop en ontvang van Heilige Gees. So jy moes eers self oorgekom het en gesê, ek wil gedoop word. Ek kon nie vir Karina vat en daar in die doopbad gaan indruk nie, dan sou sy net borrels geblaas het. So ek kan nie vir een van julle gesê het, wat moes julle besluit het nie. Sy kos hierso. Julle gaan nou eet, en tydens die eet kan die wat aantrek, kan gaan aantrek, en dan gaan ons weer kom sit, en ek gaan 'n paar skrifte net lees, en intussen gaan ek en Maai kyk of die water warm genoeg is, en ons gaan ooprol daarso, maar ek gaan nie nou afsluit nie, want ek gaan afsluit na ons die doopbad gedoen het, gaan ek sommer buitekant, of kom ek gaan buitekant afsluit. Jy sal maar die kameraatjie daar kom sit. Dan edit jy dit net in, okay. So, verlede keer het ek nagmaalwyn, druiwesap, water en olie gemeng. En weet julle wat? Niks kon meng met die druiwesap nie. Want die bloed van Jesus het alles oorwin. Ek sal dit by die Pessach weer vir julle meng, as sal ek dit hier voorsit, dan kan julle kyk. En nie wanneer gebeur dit, dit gebeur wanneer ons oor daai bottel bid, dat Vader die skeiding maak om vir jou te sê, ek is goed, ek is hier. Hy gee jou altyd 'n teken. En mag hy vandag vir jou teken, en hierdie woord gee, wanneer jy daai doopbad ingaan, dat jy so selfverseker is, dat jy sal wil inhardloop, en jou salvation
sal oorspoel na die doop waar jy alles in daai graf agterlos. En wat jy in opstandingskrag opkom en die salwing van Heilige Gees, dooping met die Heilige Gees van bo af sal ontvang. Amen. Dis my gebed. Kyk. En Tuisie, dank vir ons vir die kos. Nee, daar sal hy gaan vir jou. Ons Hemelvader, ons wil U dank vir hierdie dag wat ons hier kon deurgebring het. Vir al die insiggewende gedagtes wat gewissel is en dat ons daaruit kon geleer het, Here, wat van ons verwag word. Here, U gee vir ons so baie en ons as nietige mense ontvang net van U. In menslike gesindheid kan ons dit nie net so aanvaar nie, Here. Maar ons sê vir U baie dankie dat U dit vir ons gee, dit wat ons nou kry. Here, wees met ons deur hierdie dag en met die gebeure wat nou gaan plaasvind. Ons U vra, Here, wees U met elke hart, met elkeen se gesindheid en wil U vir ons lei daardeur. En die wat nog wil verder gaan om ook gedoop te word, dat hulle insig kry en dit ook kan laat doen. Dankie Here vir al die genade. Amen. Jong Tuisie.